Goed, baie dankie, baie welkom vir julle almal. Mag die seën van die Here met ons wees vandag en ons saam wees. En hierdie staner met die kameras maar net vir die lewendige opname, waar ons nou soos hulle sê stream en direk kan uitsaai. So ons sê baie dankie vir almal wat daarmee help en ons glo die Here sal dit ook baie ryklik seën. Kom ons sing so 'n lied of twee voor die tyd. Kom ons doen die afkondigings voordat ons die liedere gaan sing. Ons het elke donderdag Bybelstudie 9:30 by Arend hulle, hy is 61. Ons doen 3 Johannes die komende week. Die erediens is nou op die video en direkte uitsending. Baie dankie vir almal met die projek wat help. En dan maak ons net nou reeds bekend van ons het nagmaal Sondag 9 Februarie 2025. En dan Tans Jury net vir my gevra, ek wil net afkondig die Palms Bediening Ondersteuningsgroep vergader die 4de Februarie 3 namiddag. Ons neem kennis daarvan, ons bid ook die seën van die Here ook op hulle vergadering en die besluite, dit gaan oor die Palms Bediening dan ook, so baie seën ook vir daai vergadering. Goed, kom ons sing lekker saam. Baie mooi lied, uit dieptes gans verlore. Nou, is 'n lied wat vir my baie mooi is en is 'n lied wat ons baie goed ken, hier uit ons geskiedenis in die kerke ook. So kom ons sing daar uit dieptes gans verlore, ons kan maar net so bly sit. Weerklank, ek hoor myself daarop. Gans verlore van reding ver vandaan, waarop se laaste spore en naam op my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek o Here hoor, en laat my jammer klagte toch opklink in die oor. Klikker. Ekskuus. Kan hom nou vang daar. As jy wil leer die sonde na reg wil gadeslaan, wie sal in enkele stonde voor U o Heer bestaan, maar nie daar is vergewe, altyd by U gewees, daarom word U met bewe reg kinderlik gevrees. Dan die baie mooi lied, die beruiming van 1 Korintiërs 13, praat ek mense engeltale, God is liefde en ons moet mekaar ook lief hê. So daarom is die liefde die grootste gebod. Ons sing vers 1, 2 en 3. Praat ek mense engeltale, maar is nie uit liefde nie, is my woorde als symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitleg, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat, net die liefde onbaatsigtig, bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis op verwagting, kom die
net voordat ons die erediens begin met die seëngroet van die Here, vandag se hele erediens van begin tot einde handel oor die tema van vandag, jou geloofsbelijdenis in woord en daad. 'n Geloofsbelijdenis in woord en daad. By die Bybelstudie het ons die boek 2 Johannes, nie Johannes 2 nie, 2 Johannes het ons hanteer, daai kort boekie, en ons gaan vandag dit ook as 'n riglyn gebruik om te sê ons geloofsbelijdenis in woord en daad. Daarom kom die wotum en seëngroet waarmee ons die erediens begin, ook uit die aanvangswoorde van 2 Johannes. Aan die palmsbediening en al die gelowiges, die Here het julle waarlik lief, en nie hy alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Daarom die genade, barmhartigheid en vrede, wat van God die Vader kom, en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en die liefde bly. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing Halleluja, ons loof U naam. Ook dit is 'n geloofsbelijdenis, want vers 1 gaan oor God die Vader, vers 2 oor God die Seun, vers 3 oor God die Heilige Gees. En ons bely in ons geloof, ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Daarom sing ons dit ook as 'n loflied tot eer van die Here. Halleluja, ons loof U naam, en bid die Vader gee eer. Van al wat lewe, ons roem in U barmhartigheid, U wysheid, mag en majesteit, verbo ons nog verhewe. Halleluja, ons loof U Heer, U daal in ons ellende neer. O Jesus, ons verlosser, vir sondaars het U Heer gesterf, die lewe deur U dood verwerf. Ons roem U as verlosser. Halleluja, ons loof U Heer, U Gees daal uit die hemel neer, maak onder mense woning, hy het sien weens troos en leer en lei, reeds hier op aarde voorberei, gereed maak vir ons koning. Baie dankie. Volgende is 'n gedeelte wat ons gaan saam lees. Dit is Johannes 3 vers 31, waar Johannes sê waar Jesus vandaan kom en wat Jesus vir ons doen. Die duidelike onderskeid. Hy wat van bo af kom, dit is Jesus, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy Gees sonder enige beperking. Weer die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ook die Heilige Gees wat praat. Want God gee hom sy Gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. En dan die samevatting. Wie in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Maar wie bely dat Jesus die Christus is, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.
Met ander woorde, die duidelike onderskeid tussen lig, duister, glo en nie glo nie. Wie in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Daarom kan ons geloofsbelijdenis sing. Ons gaan dit juis saam sing in die lied van die 265, enigste Here, hy is die enigste Here, enkele wese, vers 1 en 2. Dit is om saam te kan sing, saam te kan bely, dis 'n gebed, om te kan sê, Here, ons glo in U as die enigste Here. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele aan. Heerlik bely ons, vry uitgetuig ons, is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, ons vra sy seën en ons bely hom as die drie enige God van ons lewe. Kom ons bid saam. In 'n oomblik van stilte, kom ons as U kinders tot U nader en bely ons terwyl ons op ons knieë is, dat ons glo in U, God die Vader, en U gestuurde Seun Jesus Christus en die uitgestorte Heilige Gees op die aarde en in ons lewe. Ons bely saam met U woord wat sê dat elke knie sal buig en elke stem sal erken in die hemel en die aarde, onder die aarde en op die aarde, en elkeen sal sê, ja, U is die Christus van ons lewe. En Here, baie dankie dat ons dit glo en bely. En ek bid, o Heilige Gees, dat dit 'n belydenis in waarheid sal wees, want U is die Gees van waarheid, wat saam met ons gees getuig, dat ons kinders van U is. Ons besef, Here, dat die wêreld daar buite nie 'n belydenis in die geloof het nie, dat hulle eie belang soek, dat hulle rondval, sonder vaste lewensbeginsels. Maar Here, baie dankie dat U 'n God van orde is. Ons sien dit in die natuur, hoe die seisoene kom en gaan, hoe die dae en die nagte kom en gaan. En juist daarom, omdat U 'n God van orde is, lei U ons as gelowiges om gedissiplineerd in U orde te lewe, volgens U wil, om heilig te wees, want U is heilig. En Here, baie dankie dat ons kan sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En daarom wil ons bid vandag, Heilige Gees, dat U ons as U kinders so sal bewaar, dat ons suiwer sal bly. Suiwer deurdat die wêreld ons nie gaan besoedel met dwaalleringe en afdwaling nie, maar dat ons by die waarheid sal bly, omdat U die weg, die waarheid en die lewe is, tot in alle ewigheid, deur Jesus Christus, U Seun. Ons bid, Here, vir elkeen wat siek is, na liggaam, siel en gees, wat soekend is na U, en smeekend vir genesing. Ons bid, Here, dat U elkeen sal aanraak, deur U genadehand, van beskerming, genesing en bewaring. Ons bid vir die palmsbediening, Here, palmsbediening wat ook vasstaan op die rots Jesus Christus, vasstaan in ons belydenis, om te kan sê, U is die almagtige God,
wat ons onderhou en deur u woord tot ons spreek, wat ons ook vandag met mekaar gaan deel. Ons bid, Here, dat ons in hierdie belydenis in woord en dade sal vas staan elke dag van ons lewe. Ons bid dan nou, Here, dat u met ons sal spreek deur die woord, maar dis u wat aan die woord is. Dis u woord en ons belydenis erken dat u die almagtige, alomteenwoordige God is. Ons bid dit in die naam van Jesus, deur die kragvolle werking van die Gees. Amen. Skriflesing vandag is, soos ek sê, 2 Johannes. Dis hier aan die einde van die Bybel, net voor Openbaring. Daar's nog so 'n boekie Judas, en net voor Judas is die 3de brief van Johannes, en dan 2 Johannes en ook Matteus 16 vers 13. Dit is ook daarso op die flitsbord, die 2de brief aan Johannes. Kom ons lees dit saam. 2 Johannes, dis soos die erediens begin het, van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie net ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede, wat van God die Vader kom, en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly toe ek van julle kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Die vrou verwys na die gemeente, dit word in die vroulike terme beskryf, dit verwys na 'n bepaalde gemeente. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets nuut wat ek vir julle voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist, bedoel. Daar beskryf hy dit. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by hierdie leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van die uitverkore suster stuur vir julle groete. En dan Matteus 16, blaai net soontoe, Matteus 16 vers 13 tot 20. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle antwoord, en dit is die verskillende menings oor die Here. Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Tot sover. Wie sê julle is ek? U is die Christus, die Seun van die lewende God. En daarom, die volgende skyfie dink ek behoort
Nee, daai credo, daai skyfie met die credo op is net voor dit, daar sy. Die tema, soos wat ons gesê het vir vandag, is leef wat jy glo en doen wat jy bely. Leef wat jy glo en doen wat jy bely. Dit is wat die Here van ons vra. Nou ons fokus is vandag, soos ons gesê het, op 'n geloofsbelydenis. Ons geloofsbelydenis. Om te kan sê, dit wat jy glo en jy bely as Christen gelowige, om te kan weet dat jy in woord en daad jou belydenis uitlewe. Ons geloofsbelydenis, ons credo van die palmsbediening, om te kan sê die Here het hier vir ons 'n plek gegee en 'n samekoms vir 'n gemeenskap van gelowiges. En ook hier om te kan sê, wat is ons credo? Wat is ons geloofsbelydenis? Wat dra ons uit in woord en daad, in die oord, daar waar ons werk, daar waar ons besig is? 'n Geloofsbelydenis in woord en daad, wat almal sien in ons hele lewe en in ons kerkwees as palmsbediening dan ook. Maar wat is die kern van 'n Christelike geloofsbelydenis? Die kern van enige Christelike geloofsbelydenis is dit wat ons gelees het in Matteus 16. Die Here wat sê, wie sê die mense is die Christus? Is Jesus Christus? En dan was daar verskillende menings, dwaalleringe, ons kan dit so stel, om te kan sê, mense het nie die Here erken as die Christus, die Seun van God nie. En dan konfronteer hy sy disippels, en hy konfronteer ons ook vandag met 'n geloofsbelydenis, en hy sê, maar julle, wie sê julle is Jesus Christus? En dan kom Simon Petrus, en hy praat namens die disippels, en sê hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê die Here, op hierdie belydenis kan ek 'n kerk bou. Op hierdie belydenis staan my koninkryk op aarde. Op hierdie belydenis staan jy op 'n vaste rots, om te kan erken dat Jesus Christus is die Seun van God, tot eer van die Vader. Hierdie is 'n kernbelydenis wat erken dat Jesus Christus van God kom en dan ook ons verlosser is. Dis 'n belydenis om te kan sê Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en dat jy by Jesus, deur Jesus by die Vader en in die hemel sal kom, omdat jy bely dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Jy kan nie om die kruis beweeg nie. Jy kan nie om Jesus beweeg en hom ontken nie. Jy kan nie in die hemel uitkom om net te sê daar is 'n God nie. Jy moet sê, deur Jesus Christus, as die poort, die kruis, waar hy vir ons gesterf het, sal ek by God die Vader uitkom, en sal ek in die hemel uitkom, ook by my geliefdes wat alreeds in die hemel is. Daarom ook 'n belydenis dat Jesus aan die kruis gehang het, en gesê het, alles is volbring. Jy hoef niks by te voeg nie, nie 'n klomp aardse wette nie, nie 'n klomp byvoegings om te dink, daardeur kan jy ook gered word, dat dit vir jou goeie punte by die Vader sal beteken nie. En daarom dat jy bely, dat Jesus Christus is van die Vader gestuur, het sy koninkryk onvestig op aarde, en het onder die leiding van die Heilige Gees getuig wat hy uiteindelik op die aarde uitgestort het, wat dan ook getuig presies dit wat Jesus dan ook vir ons kom doen het. Ons fokus vandag, soos ons sê, sterk op 2 Johannes, vers 9 sê dit, elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, nie by die leer van Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Maar as jy geloofsbelydenis het, erken jy God die Vader, erken jy sy Seun Jesus Christus, en erken jy die uitstorting en die werking van die Heilige Gees in jou lewe en op die aarde. Nou daar is verskeie geloofsbelydnisse kort en kragtig in die Bybel. Nie net dit wat Petrus gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God nie. Ek gaan net hier en daar 'n greep noem om dit net te verduidelik. So kry ons byvoorbeeld die soldaat, een van die baie wat Jesus gevloek en geskel het terwyl hy aan die kruis gehang het. En toe Jesus sterf en alles skud en dit word donker en daar's 'n aardbewing, toe roep een soldaat voor die kruis uit toe hy na Jesus kyk. Matteus 27 vers 54. Waarlik, hierdie man
was werklik die seun van God. Dis 'n geloofsbelijdenis, toe hy erken op die laaste moment, waarlik hierdie man was werklik die seun van God. Dink aan die woorde van die moordenaar, wat langs Jesus aan die kruis gehang het. 'n Sondaar, hy het moord gepleeg, hy die Here nie geken nie. En in sy laaste sterwensnood, in sy laaste sterwensasem, bely hy en erken hy dat Jesus die seun van God is, in 'n belydenis om te kan sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus, hy erken Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. As 'n pragtige lied wat hieroor gaan. Jesus, o dink aan my wanneer u ook in u koninkryk kom. Dan antwoord Jesus hom en hy sê vir hom, ek verseker jou, ek beloof jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, op grond van jou geloofsbelijdenis, om te kan sê, Jesus, red my, as ons dit in ons woorde kan stel. Paulus het ook 'n geloofsbelijdenis, ek gaan dit daar lees in Filippense 3 vers 10, daai een vers, sy belijdenis is om te sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Hy bely dat hy saam met Jesus aan die kruis gesterf het, saam met hom uit die dood opgestaan het, en saam met hom sal lewe tot in alle ewigheid. Ek dink ook aan Pinksterdag, dit is so een ander voorbeeld wat ons met mekaar gaan deel, in Handelinge hoofstuk 2, Handelinge hoofstuk 2, ons lees hierso Handelinge 2 vers 38, ek wil net by vers 38 kom, vers 38, waar Petrus dan ook die verlossingsevangelie verkondig, en almal daar rondom vra, wat moet ons doen om gered te word? En dan gee hy vir hulle geloofsbelijdenis. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Wat moet ons doen om gered te word? Die wêreld vra dit baie keer in angs, in benoudheid, en al die rampe wat die wêreld tref, in Amerika, in die oorlog getuisterde gebiede, dan sê die mense, al wat oorgebly het vir my, is om te bid, want ek het ergens miskien nog nie die Here aanvaar nie. En dan is dit hierdie geloofsbelijdenis, wat God beloof het, is vir julle. Aanvaar Jesus Christus, laat julle doop, hy sal julle sondes vergewe, en hy sal vir julle die Heilige Gees gee. En dit is maar net 'n paar praktiese geloofsbelijdenisse, om te kan sê, waarin ons glo, wat is ons antwoord op die vraag, wie sê jy, wie sê ons, is Jesus Christus, die Here. En ek is die Here dankbaar, dat ons as Palmbediening ook vandag by mekaar kan wees, as gemeenskap van gelowiges. Ons staan bekend as die Palmbediening, en ons het ook by mekaar gekom en gesê, wat is ons credo? Wat is ons geloofsbelijdenis? Dat as mense vir ons vra, o, jy's deel van die Palmbediening, 'n geloofsgemeenskap, wat glo julle? Wat bely julle in woord en daad? En ek het dit daar op, en daar sê, Palmbediening. Wat is ons credo of ons geloofsbelijdenis? Dat julle dit ter harte neem, en weet met 'n dankbare hart teenoor die Here. As ons Palmbediening toe kom en ons sê ons is deel van die Palmbediening, wat glo en bely ons? Palms 3 bediening, ondersteuningsgroep of die Palmbediening se credo as riglyn vir 'n geordende werkswyse. God is 'n God van orde. Hy's 'n God van dissipline. En daarom sê ons is ondersteuningsgroep. Dit is nou wat nou hierdie week of wanneer binnekort by mekaar kom, en die Palmbediening se oortuiging en geloofsbelijdenis is as volg. Palms 3 se bediening is die beliggaaming van die belydenis dat Jesus Christus self hierdie informele geloofsgemeenskap deur sy woord en Heilige Gees behoed en bewaar. Palms 3 se credo is gegrond op die Bybel as die heilige, onfeilbare woord van God, geroep om deel te neem aan die uitbouing van God se koninkryk hier in Palms 3
as ons tuiste. Ek bid die Heilige Gees dat hy hierdie geloofsbelijdenis, kort en kragtig, wat ons as palmsbediening bely, dat Jesus Christus ook die Here van ons lewe, die Here van ons bediening is, en dat hy ons deur sy heilige woord suiwer dan ook die waarheid bekend maak. Dit is ons geloofsbelijdenis. As julle dit wil hê, kan ons met liefde dit op die groepe sit en ook deurgee vir julle, dat julle kan weet, as enigiemand vir julle vra, dit is palmsbediening se geloofsbelijdenis. Wat maak hierdie geloofsbelijdenis aan jou en my? Weereens die vraag, wie sê jy is Jesus Christus die Here? Wie sê ons is Christus die Here? En dan het ons dit gekry. Daniel right. Okay. Dan het ons dit nou gesien wat die palmsbediening se geloofsbelijdenis is. Maar dit bring jou en my dan ook om te kan sê, wat bely ons? Wat is ons geloofsbelijdenis? En weet jy wat is belangrik? Dat jy jou eie geloofsbelijdenis, dit wat jy glo, dan ook sal formuleer in jou eie woorde. Dat as iemand vir jou sê, o, jy is 'n Christen, jy is 'n belydenende kind van die Here, wat glo jy? Dat jy ook kan sê, dit is my geloofsbelijdenis. Of dit in die woorde van Petrus is, of dit in ons credo is, maak nie saak wat nie, om te kan sê, kom ek vertel vir jou, waarin glo ek, in wie glo ek, en wat dit beteken vir my lewe. Daarom, dink jy 'n bietjie baie mooi na, en gaan dink daaroor en gaan bid daaroor. Formuleer, skryf neer, wat is jou geloofsbelijdenis? Hoe gaan jy dit formuleer, om te kan sê, dit is waarin ek glo, dit is in my lewe, dit is die fundament waarop ek staan, baie belangrik, maar een groot vereiste, wanneer ons praat oor 'n geloofsbelijdenis, het sy van jou as persoon, as gelowige, of van ons gemeenskap van gelowiges. Die vereiste is, dit moet 'n belydenis in waarheid wees. In waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid, en hy getuig van waarheid. Romeine 8 vers 16 sê, dat die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, dat ons 'n belydenis het. Ek dink daar's baie keer, op baie maniere, waar mense maar net praat wat hulle dink die mense wil hoor, en dit staan nie onder die waarheid van die Gees nie. Ek dink baie keer as jong belydende lidmate voor 'n kant sal staan om 'n geloof te bely, wonder ek of almal dit altyd in waarheid sê, die waarheid van die Heilige Gees. Maak nie saak nie, maar ons staan vandag al gevorder op ons lewenspad, en ons moet 'n belydenis sê, onder leiding van die waarheid, want God is nie 'n God van leuns nie. God wil nie dat ons vir hom jok nie. God wil nie dat ons hom bedrieg nie. God wil nie dat daar met hom gespot word nie. Want as jou belydenis nie volgens die waarheid is nie, dan in waarheid, dan spot jy eintlik met die Here God. Daarom sê ons tema baie belangrik, leef wat jy glo en doen wat jy bely. As jou belydenis in jou hart, in woorde en in waarheid is, dan beteken dit dat jou hele lewe moet getuig van die waarheid, moet getuig van jou geloofsbelydenis, moet getuig van dit wat jy glo, dit wat jy bely en dit wat jy doen in woord en in daad. En dan wil ek hier baie prakties byvoeg om te sê, jou geloofsbelydenis in woord en daad moet kragtig wees in alle omstandighede, Of jy hier in die kerk is, waar jy weet, jy's almal medegelowiges, of jy by die huis is, agter 'n toedeur, of jy in jou motor ry, en 'n taxi draai voor jou in, en jy's laat, en hierdie taxi probeer jou amper half blok in die pad, maak nie saak waar jy is, of jy alleen is, en of jy by vriende is, om 'n braaivleisvuur nie. Jou belydenis moet konstant wees, dit waarin jy glo, dit wat jy bely, geen afwykings nie. En daarom is dit ononderhandelbare beginsels in jou lewe, wat ek al telke male in 'n boodskap gedeel het. Beginsels wat kan sê, my geloofsbelydenis is gewortel in Jesus Christus, en is geanker in Jesus Christus, en is gewortel vas in my geloofsbelydenis in Jesus Christus.
En baie keer in 'n erediens dan verwys ons na praktiese lewensriglyne. Nou, omdat dit so belangrik is dat ons geloof in woord en daad bely, het Paulus onder andere gekom en gesê in Romeine 12, kom ons lees dit saam, as 'n praktiese Bybelse lewensriglyn vir jou lewe. Dit is Romeine 12 vers 9. Moet ek net hier by die hoofstuk 12 kom, vers 9. Dan kom Paulus en hy sê, ek glo dat ek saam met Jesus gesterf het, saam met hom uit die dood opgestaan het, en daarom my geloofsbelijdenis vind sy neerslag in Christelike lewenswyse. Vra vir jouself as ek dit lees, is dit deel van jou lewe? Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, en bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in julle gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. En moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, bly hy sê dit by. As dit moontlik is, sover dit julle aangaan, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Maar dan staan immers geskrywe, dit is my reg, sê die Here, om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Met ander woorde, het jy duidelike riglyne in jou lewe. Duidelike riglyne om te kan sê, dit is my geloofsbelijdenis in woord en daad. En dan wil ek daarby aansluit in Romeine, Korintiërs, ons het nou uit Romeine gelees, 2 Korintiërs 3, vers 1 tot 3. Ek het al 'n boodskap daaroor gehad, ek bly net hier na 2 Korintiërs hoofstuk 3, daar is hy 2 Korintiërs hoofstuk 3, vers 1 tot 3. Waaroor gaan dit in jou geloofsbelijdenis in woord en praktyk? Hy sê, begin ons weer onsself aanprys, of het ons miskien soos ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, skryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van jou lewe. Dis geskrywe, dis 'n brief van Christus, maar met die Heilige Gees, en dan ook geskryf op die kliptafels van jou hart. Hoe lees hierdie brief van jou? Hoe lees hierdie getuienis van jou in die wêreld? Wat staan daarin geskrywe? Dis 'n brief wat geskryf is deur die Heilige Gees in waarheid. Weereens in waarheid. En wat lees die mense in hierdie brief? Ander mense lees jou brief baie maklik. Hulle sal omdraai en sê, hierdie persoon is so en so. Hierdie persoon sê miskien dit, maar doen iets anders. Maar daai persoon, wat hy sê, doen hy in woord en daad. Wat hy bely, doen hy en getuig hy van in woord en daad. Kan jy sien dat in jou lewensbeginsels, in jou lewensbrief, dan ook geskrywe staan dat Jesus Christus hierdie brief, hierdie lewensbeginsels in jou geloofsbelijdenis ingeskryf het, en jy 'n ware getuie en 'n disipel van die Here hier in die palms en in jou hele lewe is. Weet jy wat dink ek is baie keer belangrik, as jy daarna voel, gaan skryf jou lewensbeginsels, die paar
basiese lewensbeginsels wat ononderhandel is, gaan skryf dit neer. Formuleer dit. Bid daaroor. Vra die Here dat dit wat ek hier, miskien in my Bybel of op 'n stukkie bladsy gaan skryf, dat dit wat ek hier skryf, Here, vaste beginsels is waarvan ek nie sal afwyk nie. Die Gees byvoorbeeld, een voorbeeld, is die Gees van waarheid. Here, ek sal nie 'n leuen vertel nie. Here, ek sal nie eers 'n wit lentjie vertel nie. Wat ek gaan sê is die waarheid en dit bly in die waarheid. Al moet ek sekere punches vat daarna, omdat die waarheid baie keer seermaak. Dan vat ek dit eerder, maar ek weet, ek staan en val by die waarheid. Gaan jy so lewensbeginsel kan neerskryf? Gaan dit deel wees van jou geloofsbelijdenis? Gaan jy kan sê, ek het dit hier ergens in my Bybel gesê, en dit is waarvolgens ek lewe. Wat maak 'n geloofsbelijdenis, 'n credo, lewensbeginsels en 'n geestelike brief aan jou lewe? Wat doen dit aan jou lewe? Baie belangrik, dit suiwer jou lewe van enige onsuiverheid. Dit suiwer jou lewe, dit heilig jou lewe. 1 Petrus 1 vers 15. Die Here is heilig en daarom moet jy ook heilig wees. En dit hou jou op die pad van die lewe met jou oog gefestig op die Here. En dan ook sê 2 Johannes dat ons moet dan altyd ook in liefde lewe, die liefde van God. Vers 5 en 6 staan daar geskrywe. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou of dan geagte gemeente. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar dan ook lief hê. En dit beteken dat jy jou lewe moet suiwer hou van kontaminering. Suiwer moet hou van invloede van buite. Suiwer moet hou van dwaalleraars. Suiwer moet hou van mense wat jou probeer beïnvloed en sê, maar jy moet dit bysit by die Bybel, of dat bysit by die Bybel, jy moet dit glo, of jy moet dit so glo, en dan is dit nie volgens die waarheid, soos wat die Here dit wil hê nie. So waak teen die wêreld se negatiewe beïnvloeding. Waak teen wat ook al, ek gaan nie name noem of enigiets uitbrei daarop nie. Waak net daarteen dat jou lewe of dan ook ons bediening nie negatief beïnvloed word deur watter invloed van buitekant af ook nie. Bly by die suiwer leer. Ek verwys weer na een van die riglyne van Paulus in Romeine, wat hy sê, wees eensgesind onder mekaar, want dit is wat die Here wil hê. Nou kom die duiwel en hy probeer in 'n gesin, 'n familie en in 'n gemeente tweespalk veroorsaak. Doodgewoon om te kan sê, dit wat jy bely, dit wat jy glo en dit wat 'n beginsel is, gaan ek probeer versteur. Ek gaan probeer om 'n onsuiverheid in 'n gemeente te bring, 'n onsuiverheid in jou lewe. Waak daarteen, want dit is nie wat die Here wil hê nie. Dan gebruik 2 Johannes baie, ek sê, krastaal om te sê, hoe moet jy optree teen dwalinge van buite, teen mense wat Jesus Christus nie erken as verlosser en saligmaker nie. Toe Jesus vir die disippels sê, wie sê die mense is ek? Toe het hulle aan Jesus 'n ander naam gekoppel, deur nie te erken dat Jesus die seun van God is nie. Johannes die Doper, Elia, groot profeet. So hulle het gedink, kom ons vermy daai geloofsbelijdenis om te kan sê, Jesus is die Here, die seun van God, die enigste verlosser van hierdie wêreld. En juist daarom sê 2 Johannes vers 7 tot 11, waak en vermy mense wat Jesus nie erken as verlosser en saligmaker nie. Kom ons lees dit net weer. Hy sê, maar daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleiers en antichrist bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en selfs nie omgroet nie. Want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.
Met ander woorde, vermy die kwaad. Vermy dit wat jou kan beïnvloed. Vermy mense wat jou kan manipuleer of omstandighede wat jou kan manipuleer, wat jou in verwarring bring. Want Satan het een doel, om waarheid te verwar, om waarheid te vermeng met leuns, sodat jy dit glo. Waak teen verwarring, waak teen negatiewe beïnvloeding. En dit is wat ons in ons lewe bely en glo, en dit is wat ons dan ook as palmbediening dan ook glo en bely. Julle het ons credo, julle het ons geloofsbelijdenis, dit is om te kan sê, die Here is die Seun van God, en ons bly by die waarheid. Gaan lê, om jou af te sluit, gaan dink oor jou geloofsbelijdenis. Gaan dink daaroor, skryf dit neer. Gaan dink oor jou basiese lewensbeginsels. Vra die Heilige Gees om te sê, wat staan in die brief van jou lewe, wat die Heilige Gees op jou hart geskryf het. Dis 3 dinge. Gaan dink oor jou geloofsbelijdenis, skryf dit neer. Gaan dink oor jou lewensbeginsels wat daarbey aansluit, skryf dit neer. En gaan dink aan wat staan in jou brief, dat die Heilige Gees vir jou sê, wat staan in jou lewensbrief. Dan gaan lê jy dit by die voete van die Here neer, en jy vra vir die Here, seën dit, want dis 'n belydenis aan U. Die oomblik as jy dit doen, dan offer jy jou geloofsbelydenis, jou lewensbeginsel en jou lewensbrief, offer jy aan die Here. Romeine 12 vers 1. My hele lewe, my geloofsbelydenis, my lewensbeginsels en my lewensbrief is aan die Here geoffer, as 'n heilige en 'n aanneemlike offer vir die Here. Is jou offer in geloofsbelydenis met jou lewensbrief en beginsels 'n aanneemlike offer vir die Here, of gaan hy sê, dit's nie 'n aanvaarbare offer nie. Gaan lê dit aan die voete van die Here en dink daaroor, want wanneer jy jou geloof voor die Here bely, dan verheerlik jy sy naam. Dan sê jy, Here, dit is my offer wat ek aan U bring, omdat U dit vir my gedoen het. Mag die Here vandag gee, dat dit wat ons gedeel het in geloofsbelijdenis, in lewensbeginsels en in ons lewensbrief, werklik suiwer opreg in waarheid is en aan die Here gewy is. Ons het ons credo van ons palms aan die Here gewy en gesê, Here, seën dit. So gaan jy ook huis toe en gaan jy dit ook doen. Mag die Here jou seën en mag die Heilige Gees jou oproep daartoe om gehoorsaam te wees, om dit te doen, sodat jy by die suiwer leer, by suiwer geloofsbeginsels en by 'n geseënde lewensbrief kan bly, kan leef in woord en daad. Amen. Here, baie dankie dat U woord baie duidelik en suiwer tot ons gespreek het vandag. En Here, ek bid hier die Heilige Gees, dat U dit aan ons lewe sal heilig, want U is heilig. Ek bid, Here, dat U dit so sal heilig en sal seën, dat ons totaal oorgeneem sal word, gevul sal word, met ons geloofsbelijdenis, met ons lewensbeginsels, en dat die Heilige Gees met 'n halleluja lied kan voortskryf op ons lewensbrief, wat die wêreld om ons lees. As daar enige onsuiverheid ergens ingesluip het, bid ek, Here, dat U ons dit sal vergewe, dat U ons sal suiwer, en dat U die lewende water deur ons lewe sal laat vloei, om alle onreinheid, alle onsuiverheid uit ons lewe weg te haal. Want aan U kom toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding van ons hele lewe tot in ewigheid. Halleluja. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Kom ons sluit af met lied 499. Die Here is God en niemand meer, niemand anders, niks anders. Die Here is God en niemand meer. Ons kan maar net so bly sit vir die sigbaarheid. Sy almag ken geen perke nie. Kom ons sing dit met 'n dankbare hart. God en niemand meer, sy almag ken geen perke. Hy is van ewigheid die Heer, volmaak in al sy werke. Hy skenk die son, die helder dag, die maan en sterre vir die nag. En duisend berge, die Heer is God en niemand meer, aan hom is niks gelyk nie. Hy is en blyk van alles Heer, niks kan hom ooit ontwyk nie. Selfs as die nag sterf spring, sal niks my oog ontduik nie. Ontvang die wonderlike seën van die Here wil jou seën en gaan huis toe in vrede, in liefde en in geloof. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die kragvolle inwoning en werking en naprediker van die Gees met elkeen van ons wees en bly tot in alle ewigheid. Amen.